Hierdie dag, Hemelvaart, is seker een van die ondergevierde dae op die Christelike kalender. En dit is 'n tema wat ek dink die minste of wat ook ondergepreek word. Want ons preek daaroor eintlik maar net een keer en dit is op Hemelvaartdag. Maar wanneer jy besin oor Hemelvaart en wat dit alles behels, is dit so 'n betekenisvolle en waardevolle dag. En is so 'n betekenisvolle onderwerp om oor te praat, dat 'n mens eintlik meer as net een keer in 'n jaar oor dit kan praat. Dis 'n baie diverse onderwerp, want daar is soveel wonderlike dinge wat verband hou met hemelvaart. Hemelvaart was nie maar net die Here Jesus wat opgevaar het hemel toe nie. Dit is 'n bevestiging van soveel ander dinge wat voorheen gebeur het en wat Jesus gesê het gaan gebeur het, maar dit is ook die begin van soveel ander dinge wat daarna plaasgevind het. En daarom is dit goed vir ons as gelowiges om stil te staan by hierdie onderwerp en oor hierdie dinge te kan praat. Mens kan eintlik 'n hemelvaartkonferensie hou as jy nou mooi daaraan dink, want daar is 'n paar preke, konferensiepreke wat gegee kan word oor hierdie onderwerp. Nou, ek wil uiteindelik in my boodskap by 'n spesifieke ding stop en die aandag daarop vestig, maar dit sal net verkeerd van my wees om nie ook oor die ander dinge vlugtig te gesels wat verband hou met hemelvaart nie. Nou ek gaan vir ons lees uit Handelinge, hoofstuk 1, vers 1 tot vers 11, en dan gaan ek ook vir ons 'n skrifgedeelte lees in 1 Tessalonisense hoofstuk 4. Ek lees vir ons eers uit Handelinge. Dit sê, die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het. Kom ons stop gou hier. Ons moet net in gedagte hou, die skrywer van Handelinge is Lukas, die dokter, dieselfde man wat ook die evangelie volgens Lukas geskryf het. En hy het dit geskryf vir 'n vriend, sy vriend Theophilus, sy vriend in God vir wie hy lief het, en die doel van sy skrywe aan Theophilus was om aan hom te vertel van Jesus, en dan nou ook dit wat die apostels gedoen het, dis hoekom hy die boek Handelinge geskryf het. So hy het gaan navorsing doen. Lukas was nie noodwendig 'n disipel van Jesus, soos Petrus en Johannes en Jakobus nie. Hy was 'n Griek gewees, 'n Griekse gelowige en 'n dokter, wat navorsing gaan doen het oor Jesus, en dit vanuit daardie hoek gedeel het met sy vriend Theophilus, en dit was later toegedeel met gelowiges, en vandag het ons die voorreg om dit te kan lees. So hierdie is 'n weergawe van die lewe van Jesus en die apostels na Jesus wat die dokter Lukas geskryf het. Ek gaan vir ons verder in vers 3. Aan wie hy, wat nou Jesus is, ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat bymekaar gekom het, vra toe vir Jesus en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet,
wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Amen. Net eers tot sover. Hier dieselfde Lukas in die evangelie van Lukas skryf in hoofstuk 24 ook oor die hemelvaart van Jesus. En hy sê dat terwyl Jesus opgevaar het in die hemel, het hy sy hande uitgestrek en hy het die mense, die disippels wat daar was, geseën terwyl hy opgevaar het in die hemel. So dit is ook vir my 'n mooi prentjie. Jesus het nie net sy rug op hulle gedraai en daar is hy opgevaar in die hemel nie. Hy het nog steeds met hulle engage, terwyl hy besig was om opgeneem te word in die hemel, het hy sy hande oor hulle uitgestrek en hulle geseën terwyl hy opvaar in die hemel. Wat 'n mooi prentjie is dit nie, nê? Nou dink ek aan die woorde van Johannes. Johannes wat Jesus aangehaal het in Johannes hoofstuk 14, waar Jesus vir hulle gesê het, julle moenie ontsteld wees in julle harte nie, want kyk, ek gaan weg na my Vader se huis toe, en daar gaan ek vir julle 'n plek voorberei, sodat julle kan weet waar ek is. Op 'n dag gaan ek terugkom, en ek gaan julle kom haal, sodat julle kan weet waar ek is. En dan vra Thomas vir hom, maar Here, Filippus vra vir hom, Here, waarheen gaan U? Ons weet nie lekker nie, hoe kom ons daar? En dan sê Jesus, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Verder in die evangelie van Johannes, hoofstuk 15 en hoofstuk 16, praat Jesus oor die Heilige Gees. En hy sê vir hulle, dit is vir julle voordelig, dat ek weggaan. Want, wanneer ek weggaan, dan sal die Trooster kom, die Parakletos, en hy sal saam met julle wees. Hy sal julle leer van my, hy sal julle lei, hy sal getuig van my, hy sal julle toerus vir dit wat julle moet doen. Hy sê, ek los julle nie agter as weeskinders nie. Ek gee vir julle die Heilige Gees. Mooi belofte wat Jesus daar gee, nê? En hy sê ook in hoofstuk 16, vers 33 van Johannes, dat in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou goeie moed, want ek het reeds die wêreld oorwin. Wonderlike dinge wat Jesus gesê het. En na hy al hierdie lering vir hulle gegee het in Johannes 17, bid hy vir hulle, en ons weet na hy gebid het, is hy toe oorgelewer en hy is doodgemaak en in die graf gelê. Wanneer ons hemelvaart vier, is dit ook geleentheid vir ons om weer te kan verkondig dat Jesus die dood oorwin het. Amen. Dit is weer 'n geleentheid vir ons om in kontak te kom met Jesus Christus wat uit die dood uit opgestaan het. Want hier in hierdie gedeelte, Handelinge hoofstuk 1, waar Lukas verduidelik oor die hemelvaart, begin hy en hy getuig van Jesus wat uit die dood uit opgestaan het, en in hierdie tydperk van sy opstanding uit die dood tot met hemelvaart het hy met sy disippels ontmoet. Hy het vir hulle gewys, kyk, dit is ek, want van hulle het gedink, dis nie hy nie, van hulle het gedink, dit is 'n spook. Hy het vir hulle gewys, hier's die merke in my hande. Hy het nog vir Thomas gesê, kom steek jou hand in my sy. Geseënd is jy wat glo omdat jy gesien het, maar meer geseënd
is hulle wat glo, wat nie gesien het nie, nê? En daar was hierdie oomblikke gewees tussen Jesus en sy disippels, waar hy ook weer Petrus se roeping bevestig het, nê? Petrus wat hom verraai het, verloon het, en Jesus sit daar langs die see van Galilea, die manne vang weer vis, hy maak vir hulle ontbyt, en hulle sien maar daar is Jesus, opgestaan uit die dood. En Jesus het 'n gesprek met Petrus, en hy vra vir hom, het jy my lief? Laat my lammers wei, het jy my lief? Pas my skape op, het jy my lief? Kyk na die kudde. Wonderlik, nê? So, hemelvaart is weer vir ons 'n geleentheid om te sê, ons glo in Jesus wat opgestaan het uit die dood. Want daar kan nie 'n hemelvaart wees sonder 'n opstanding uit die dood uit nie. Amen. Jesus is Here. Ons het dit gesing. Jesus leef. Amen. En dan wanneer ons praat oor die opstanding uit die dode van Jesus, moet ons ook vir mekaar sê, dat wanneer die Gees van Christus, die Gees van God, wat vir Jesus uit die dood uit opgewek het, in ons woon, dan sal ons ook vir ewig lewe. Jesus se opstanding uit die dood is 'n simbool van ons opstanding uit die dood. Jesus se opstanding uit die dood is ook die teken en die bewys dat die dood vir my en jou oorwin is en ek en jy in hierdie wêreld kan leef meer as oorwinnaar deur Christus wat vir ons die krag gee. Amen. Die Here meet vir ons 'n pragtige lewe van oorwinning af waarin ek en jy kan leef. En sy opstanding uit die dood en hemelvaart is 'n bewys daarvan. Maar dit raak nog beter. Hemelvaart se betekenis raak nog dieper. Hierdie Jesus wat opvaar in die hemel, het ook eens aarde toe gekom. Dink mooi, wat sê die skrifte? Filippense, hoofstuk 2, ons het Sondag daarna gekyk, nê? Jesus het sy aardse woning verlaat, en het in die vorm van 'n mens, het hy gekom. Hy het vlees geword, en hy het onder ons kom woon. Ons ken hom as Immanuel, God met ons, nê? Die lig van die wêreld, het in die duisternis ingekom en kom skyn. En hy het aan almal die mag gegee, wat sy naam ken, om kinders van God genoem te word. So die hemelvaart is net weer eens vir ons 'n bewys, dat Jesus werklik die Seun van God is. Want geen ander mens voor hom, en geen ander mens na hom, het ooit so in die hemel ingevaar nie. En hy kon in die hemel invaar, want hy kom oorspronklik en hoofsaaklik van die hemel af. Jesus bestaan van alle ewigheid af. Jesus het nie Jesus geword en Christus geword toe die Heilige Gees oor hom gekom het by sy doop nie. Hy was nog altyd Christus. Hy was nog altyd die Seun van God. Hy was teenwoordig by die skepping van die aarde. Hy is die enig gebore Seun van God. So al wat hy gedoen het, nie wat hy nog gedoen het, toe hy opgevaar het in die hemel, is dat hy net teruggegaan het na sy troon toe. Amen. Die hemelvaart is Jesus se troonbestuiging. Ja, hy het gekom as die dienende knegg van God. Hy het gekom as die lam van God wat geslag is. In nederigheid het hy gekom en hy het vrywillig aan die kruis gaan lê, sodat die mens hom aan die kruis vermoor. Hy het sy lewe gegee. Maar hy het opgevaar as die verreëse koning van die konings en Here van die Here. En hy sit aan die regterhand van die Vader en die hele wêreld is onder sy heerskappy. Amen. Wow. Die aarde is sy voetbank. Die skrif sê vir ons dat hy nou die naam bo alle name het. En dat
elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Nou wil ek net vir 'n oomblik op dit stil staan. Sal. Het julle al ooit nodig gehad om vir julle kinders of kleinkinders of werkers te sê, jy sal nou dit doen, né? Soms moet die kinders hom so 'n bietjie hoor, né? Jy sal nou jou kamer gaan skoonmaak. Daar's nie nou 'n bargaining of 'n redenering of iets nie. Dit sal nou gebeur. Dis 'n opdrag wat gegee word, en of jy dit nou wil doen of nie, ek wat hoof is van die huis, gee hierdie opdrag en dit sal nagekom word. Maak nie saak wat nie. Selfs die grootste ateïs sal sy knie buig. Selfs die een wat die mees uitgesproke is teen God, sal die knie buig. Die demone, Satan, die antichrist, die valse profeet, sal die knie buig. Want God is soewerein. En God is almagtig. En as hy dit instel, dat dit so sal wees, dan sal dit so wees. Prys God, dat hy in my lewe kom werk het, en ek seker in julle sin ook, dat die buig van julle knieë en die belydenis van julle mond nie uit dwang is nie, maar uit genade, en dat jy dit wil doen. Groot verskil. Groot verskil. Hulle wat nie wil nie sal. Ons wat wil, gaan. Prys die Here, dat hy homself ook op so 'n wyse aan ons openbaar het, dat ons dit vandag kan doen, omdat ons wil. Ons bid natuurlik vir hulle wat nog leef en weerstandig is teenoor die Here, dat daar in hulle lewe ook 'n vrywillige buig van die knie en belydenis van die mond sal kom, sodat wanneer dit kom aan die einde van tyd, dat dit nie uit dwang moet wees nie. Amen. Nou sê die woord vir ons, Jesus Christus sit aan die regterhand van die Vader, en wat doen hy daar? Wat 'n wonderlike troos. Hy tree vir ons in. Oh, wow. Jy weet, soms het ek nie eers die krag om vir myself te bid nie. Hoe nog vir iemand anders? En ek weet daar's mense wat vir my bid, en ek is seker hulle raak ook met tye 'n bietjie moeg. Maar daar is 'n voortdurende intrede by die Vader vir my en jou, en die een wat vir ons intree is perfek. Dis Jesus Christus. Hy wat ons harte ken. Want ek kan maar 'n lekker maskertjie opsit, nê. Dit gaan goed met my. Maar wat gaan in my hart aan? Wat gaan in jou hart aan? Jesus ken daai hart. Jesus ken daai pyn. Jesus ken alles wat ander nie ken nie. En hy tree vir my en jou in, volgens die wil van die Vader. Wonderlik. Dit gee my vrede. Dit gee vir my rustigheid. En dit is God se enige gebore seun wat bid. Die Here hoor. Halleluja. Hy is ons hoëpriester. Hebreërs hoofstuk 4 sê dit so mooi, né? Hy is nie 'n hoëpriester wat nie medelee met ons het nie. Hy verstaan wat ons deurgaan. Hy ken ons, hy was ook mens, hy was ook versoek, maar hy het nie gesondig nie. Hy ken ook pyn, hy ken ook hartseer. Hy kan met ons assosieer. En hy het met sy eie bloed in die hemel ingegaan, die perfekte offer,
en hy het eenmaal betaal vir alles. En dan moedig die Hebreërs skrywer ons aan en hy sê, daarom, omdat julle hierdie hoëpriester het, mag julle en kan julle met vrymoedigheid na God se troon toe gaan, om barmhartigheid en genade van hom te ontvang. Wanneer ons lees oor Jesus en wanneer ons kyk na Jesus se lewe op aarde, dan sien ons hy was 'n oop mens gewees, nee? Mense kon met vrymoedigheid na hom toe gaan. Hy het self gesê, verhinder nie eers die kindertjies nie. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ons sien Jesus is, om die Engelse woord te gebruik, hy's approachable. Nee? Hy is beskikbaar. Hy's daar, hy het deernis, hy het liefde, hy het omgee, hy het genade vir mense. Ons sien dit toe hy op aarde was. Hy het nie verander nou dat hy in die hemel is nie. Dis presies dieselfde Here Jesus. Hy's nog steeds approachable. Hy's nog steeds oop vir ons. Ons kan nog steeds met hom gaan praat asof hy by ons is. Hy's maar net in die hemel. Hoe wonderlik. Hy sê nie, kry eers jou goed agter mekaar voor jy my benader nie. Ek is jou hoëpriester. Jy kan kom. Met vrymoedigheid. Prys die Here. Nog iets. Die uitstorting van die Heilige Gees is 'n teken daarvan dat Jesus in die hemel is. So as 'n mens nou wonder, is hy nou regtig in die hemel? Het hy nou regtig daar uitgekom, met baie respek gesê? Ja, hy het. Hy is in die hemel. Hy is Christus. Hy is langs die Vader, want Jesus het gesê, wanneer ek in die hemel is, dan sal ek vir julle die belofte van die Vader gee. Hulle moes net 'n bietjie wag. En ons weet 10 dae later is die Heilige Gees uitgestort. En vandag nog beleef ons die werking van die Heilige Gees. Vandag nog sien ons hoe die Heilige Gees werk in mense se lewens, hoe die Here mense transformeer. Ons sien dit, ons beleef dit in ons eie lewe. Ons ervaar hoe die Heilige Gees ons bystaan in ons swakheid. Ons ervaar hoe hy ons vertroos. Ons ervaar hoe hy ons bekragtig. Dit is 'n teken dat die Here Jesus in die hemel is. Dis great goed hierdie, né? Dis ontzagwekkend. Dit gee vir ons weer nuwe, nie net stof tot nadenke nie, maar rede om die Here te prys. Amen. Nou wil ek bietjie my ratte verander en op iets spesifieks fokus, voordat ons uitbeweeg buite toe. 1 Tessalonisense 4, vanaf vers 13. Paulus skryf, hy sê, maar broeders, natuurlik susters ook, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met die betrekking tot die ontslapenis, die dooies nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, in ander woorde, gelowiges wat dood gegaan het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die dooies hoegenaamd nie voor sal wees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Amen. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. There is coming a day, amen, wat Jesus gaan terugkom. En hy gaan die kom haal wat aan hom behoort, om vir ewig saam met hom te wees. What a day that will be, sing hy liedjie, né? When my Jesus I shall see, when I look upon his face,
the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me to the promised land, what a day, glorious day that will be. Hemelvaart is ook die belofte dat Jesus weer gaan terugkom. Die mense in wit geklee, wat ons van gelees het in Handelinge hoofstuk 1, was engele, hemelse wesens, gestuur deur God, om vir daai mans te sê, dieselfde Jesus wat julle so sien opvaar, gaan ook eendag terugkom, om julle te kom haal. Halleluja. What a wonderful day that will be. Hemelvaart het ook die betekenis dat God 'n waarmaker van sy woord is. Dat God se beloftes ja en amen is. Alles wat Jesus gesê het hy gaan doen, het hy gedoen. Hy het gesê sy liggaam gaan afgebreek word en hy het gesê na 3 dae gaan hy opgewek word. Hy het dit gesê. Het dit gebeur? Ja. Was daar ooggetuies? Ja, oor die 500. So. As hy alles gedoen het wat hy gesê het, voor hy opgevaar het in die hemel, en die Heilige Gees is 'n bewys daarvan, dat hy in die hemel is, dan kan ons ook glo op elke liewe belofte en vertrou op elke liewe belofte wat die Here gegee het tot aan die einde toe. Amen. Dat hy gaan terugkom. Selfs die beloftes wat hy gegee het vir die lewe terwyl ons hier is, tot ons gaan sterf of tot hy terugkom. Hy sal na jou kyk. Hy sal aan ons voorsien. Hy sal ons bystaan. Hy sal ons beskerm. Al hierdie dinge, al die beloftes van die Here in die woord, kan ek en jy op staat maak. Want dit is God se woord. En alles wat God gesê het, hy gaan doen, sy woord, het hy gedoen. En dit wat nog nie volbring is nie, gaan hy volbring. So ek en jy het nie nodig as kinders van God om die dood te vrees nie. Ons het nie nodig om die dag van môre te vrees nie. Ons het nie nodig om te wonder oor die ewige lewe nie, want die Here sê, dit sal so wees. Hy gee dit. Moenie vrees nie. Moenie wonder nie. Moenie twyfel nie. Hemelvaart is 'n bewys dat God 'n waarmaker van sy woord is. En ek en jy kan daarop staat maak. Moenie bang wees vir die dag van môre nie. God is in beheer. God kyk na ons. Hy is lief vir ons. Hy berei 'n plek voor vir ons. Glo jy dit? Glo jy daarna vir jou 'n plek in die hemel is? Ons leef nie sonder hoop nie. En ons gaan ook nie sterf sonder hoop nie. Ons treur ook nie soos hulle wat nie hoop het nie. Ons weet dat daar vir ons hoop in Christus is. Daarom kan ons ook in ter afsluiting verband trek met wat Dawid bid. Hy sê, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal my dra, hy sal my help, hy sal my beskerm. Vandag na die kruis van Jesus, slaan ons nie ons oë op, want ons hulp kom van berge af nie. Ons slaan ons oë op na Christus, want dit is waar ons hulp vandaan kom.
mag ons altyd aan daardie hoop vashou. Wanneer die lewe jou begin druk, wanneer jy begin wonder, wanneer jy begin vrees, slaan jou oë op na Christus, wat opgevaar het in die hemel, langs die Vader sit en vir jou intree, vir jou die Heilige Gees gegee het, vir jou 'n plek voorberei, en jou eendag sal kom haal, sodat jy by hom kan wees. Die lewe gaan nie oor wat ons gaan eet, wat ons aantrek, of wat ons môre gaan doen nie. Die lewe gaan daaroor, dat ons die Here ken, en ons hom dien, hom verwag, en op pad is, iewers heen, die ewige lewe, saam met Christus. Amen. Nou ek wil hê, ons moet so ter afsluiting buite toe beweeg. En daar kan ons in 'n lekker kringetjie staan, lekker groot kringetjie, handjies vashou, toe maar ons gaan nie Kumbaya sing nie. Ek wil hê ons moet vir 'n oomblik daar saam staan, net vir so rukkie opkyk, nadink oor hierdie waarheid. Jesus Christus, opgevaar in die hemel. Hy is ons hoop, hy is ons Here. En daar gaan 'n dag aanbreek, wat hy gaan terugkom vir ons. Kom ons maak seker ons saak met hom is reg. Kom ons maak seker dat wanneer hy ons terugkom, dan vind hy ons besig met goeie dinge. En dan sal ek die seën van die Here oor ons uitspreek, daar buite. Ons gaan sommer na hierdie grasperkie toe hierso.